Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Goeiedag geliefde. Was dit regtig in die ou dae beter? Die prediker sê nee, dis nie wysheid wat so praat nie. Nou wat is dan beter vandag? Kom ek lees vir julle uit die Ou Testament, iets uit die ou dae, uit die ou tipe van geloof. Dis Esegiel 18 en ek wil jou tog aanmoedig om hierdie hele hoofstuk vandag 'n bietjie te bestudeer, of ergens in hierdie week. Maar kom ons lees net die eerste 4 verse. Die woord van die Here het tot my gekom. Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord? Die vaders eet die groen druiwe en dan word die kinders se tande stom. So seker as ek leef, sê die Here God, sal julle nie meer die spreekwoord in Israel gebruik nie. Al die mense behoort aan my. Vaders en kinders is myne. Dis die mens wat sondig wat sal sterf. Dis dan baie regverdig, of onregverdig, baie onregverdig, dat jy die skuld moet dra vir iets wat iemand anders gedoen het. En dit was eie aan die geloof van die Ou Testament. Van dat, as die paas of die oupas gesondig het, dan kom al daai sonde heeltemal met die geslagte af, tot op die kinders. Ons lees 'n voorbeeld af in Eksodus 20, in die wet, waar die Here sê dat uit die sondes van die vaders besoek aan die kinders tot in die 3de en die 4de geslag van die wat hom haat. En dat hy sy barmhartigheid bewys tot in die 1000ste geslag van die wat hom liefhet. So daar's altyd hierdie geslagtelike ding oor sonde, geslagte na geslagte. En weet jy, vraggies vandag nog, kom ek daarop af dat mense dit glo. Hulle noem dit allerlei name wat ek nou nie hier wil nie, maar ek wil nou nie hier 'n debat begin nie. Dis nie my doel hier nie. My doel hier is om my die woord uit vir jou te wys, dit was nie beter in die Ou Testament nie, dit was nie beter in die ou dae nie. Dis nie beter om te glo dat die sondes van die vaders afkom op die kinders nie. Want dis eenvoudig nie waar nie. Op 'n punt in die geskiedenis het God gekom en dit was in Esegiel se tyd en hy het gesê, gaan sê vir die mense, dit sal nie meer so werk nie. Dit sal wees dat elke mens vir sy eie sonde verantwoordelik sal wees, vir sy eie keuses verantwoordelik sal wees. En hoe sien ons dit nie wanneer Jesus Christus kom nie? Hy kom en hy wis al hierdie onregverdigheid uit van die geslagte voor my, van wat hom nie geken het nie, wat hom nie wou ken het nie, wat teen hom was, wat op my kop sou afgekom het. Christus Jesus kom en hy verlos ons eens en vir altyd daar staan. Hy verlos ons daarvoor dat ons moet pa staan vir die foute van die vorige geslagte. Dis bloot 'n ou testament model. Dis beter onder Christus. Want onder Christus kan jy kom en jy kan jou sonde bely en hy is getrou en regverdig en hy vergewe jou al jou sonde en reinig jou van al jou ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Dis beter in Christus, want deur jou kennis van hom en deur die begeleiding van die Heilige Gees word jy weergebore. En jy word nie meer 'n kind van jou vader nie, van die geslagte nie, jy word 'n kind van God. Johannes 1 vers 12. Die wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So al hierdie geslagte goed, wat ons so onregverdig onder gebuk gegaan het in die verlede, bestaan nie meer nie. In Christus is elke individu ook verlos daarvan. En kan jy vry en opreg vrygespreek as 'n losgekoopte kind van God leef. Esegiel sê al dit sal so wees. En in Christus het dit absoluut waar geword. Dit is beter. Het is beter om te weet, Christenmens, jy sal regverdig geoordeel word.
op grond van jou keuse vir of teen Christus. Ons hier saam, ons het vir Christus gekies. Ons hier saam sal gered word, want Christus is ons Here. Shalom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die Heer.